Broers en susters, Rabbi Shapira hier met 'n dringende boodskap aan almal wat kyk na wat tans in Israel en die hele Midde-Ooste gebeur. Toe ek sien wat aan die gebeur is, het ek besluit om die vrystelling te versnel van my komende boek, Milge met haar Emunah Devoor of the Feit, wat jou sal neem vanaf hierdie punt na die opkoms van die anti-Messias en die verband met wat daarna volg. Het jy geweet dat die dinge wat nou gebeur, voorspel is deur niemand anders nie as Bileam, die bose towenaar? Balak het na hom gekom en hom gevra, sê my, hoe kan ek die Joodse volk vernietig? Bileam se antwoord in die boek Numeri, hoofstuk 23 vers 24 is verstommend. Hy gebruik die uitdrukking in die Bybel, dieselfde uitdrukking wat gebruik word om die oorlog te beskryf wat nou aan die gang is. Dit is hierdie uitdrukking, Amke Levi. Die volk sal opstaan soos 'n leeuwyfie. Wat is die boodskap wat Bileam vir ons gegee het om te oordink? Hy sê vir Balak, jy sal hulle nie kan vernietig nie, maak nie saak wat nie. Hy het gesê dat die volk van Israel in hierdie laaste dae soos leeuwie sal wees. Leeuwia is 'n vroulike leeu en leeuwyfie. En dan sê hy dat bo en behalwe dit, die leeu gaan opstaan. Jy sien, die profesie is baie belangrik. Let op na 3 dinge wat in Numeri 2324 gebeur. Nommer 1, hy sê dat die leeuwyfie gaan oorent kom en opstaan. Israel is op hierdie oomblik die leeuwyfie wat opstaan en brul, maar as jy goed oplet, sê die skrif vir ons dat daar nog 'n leeu is wat in Hebreëus Ari genoem word, van die Hebreëse woord Arye, wat die leeu van Juda is. En hierdie is die leeu wat uiteindelik vir Israel sal verdedig. Ons het 'n leeuwyfie wat die Joodse volk verteenwoordig en ons het 'n leeu wat, volgens rabbynse literatuur, die Messias van Israel verteenwoordig. Die leeuwyfie sal die leeu wakker maak. Die brullende leeuwyfie sal uiteindelik die leeu wakker maak om die leeu hen te kom verdedig. Israel word gelykerwys ook die welpie genoem, die leeuwelpie, soos 'n welpie wat brul sodat die leeu dit sal kom verdedig. En wie is die leeu? Interessant genoeg het die leeu 2 name, Messias seun van Josef en Messias seun van Dawid. Hoe ongelooflik dat dit Bileam, die goddelose een is, wat vandag uit die graf uitroep en vir Balak sê, jy kan hulle nie oorwin nie, jy kan hulle nie oorwin nie, maak nie saak wat nie. Jy sien, hy het iets belangriks geweet. Dat die leeu sal kom om Israel te verdedig. En in dieselfde profesie, in presies dieselfde profesie in Numeri 24, sê hy, dat die een wat gaan kom om hulle te verdedig, hy kom soos 'n ster, 'n vallende ster, wat die nasie sal vertrap in die Acharit Hayamim. Let goed op hierna. Die rabbi sê vir ons dat die hele verhaal van Bileam plaasvind wanneer Israel op 7 fronte aangeval sal word, net soos wat nou gebeur. Israel sal opstaan teen sy vyande, net soos wat nou gebeur, en uiteindelik sal dit ons lei. Daarna dat die ster uit die hemel sal neerdal om die nasies te vertrap. Wie is hierdie ster wat kom? Die rabbies het vir ons gesê dat hulle 2 name het, Messias seun van Josef en Messias seun van Dawid. Ek wil hê julle moet verstaan wat nou aan die gebeur is. Die klein leeu, die leeuwyfie, brul vir haar maat, vir haar bruidegom, om haar te kom beskerm. Dit is die Messias van Israel. Broers en susters, ons ontvang vandag al die tekens dat die terugkeer van Israel se Messias op hande is. Maak jouself gereed en mag geen stem van enige nasie die stem van die leeuwyfie stilmaak nie, wat in benoudheid brul vir die leeu, vir haar maat, vir die bruidegom, vir haar eggenoot, die Messias, sodat hy kan kom en Israel kan verlos.
Lees vandag The Fall of Edom, The New Hamas en Milchem met haar Emunah en jy sal verstaan dat die Messias se terugkeer op hande is. God seën julle. Shalom almal.